Goeiemôre al julle pragtige mense. Hier op 'n video van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika op die 6de Mei 2026 en dit is Woensdagoggend. Baie welkom by ons video. Ons praat vandag oor georganiseerde misdaad. En ons gaan 'n bietjie na dit kyk en wat ons al reeds beplan het wat dit aanbetref. Onthou, elke liewe dokument wat ek met julle deel is nie die hele dokument nie, en dit is ook 'n dokument wat ter bespreking is. Jy weet, daar's mense wat gaan bespreek, die raad gaan hierdie goed bespreek, ensovoorts. Ek dink dit is Mani en Rudy wat nou hier opgekom het. Goeiemôre julle. En Peri. Goeiemôre. So, baie welkom by vanoggend se video. En georganiseerde misdaad is nie 'n grap nie. Ons sien hoe hulle vir Eskom geïnfiltreer het, Shalom Boeta. Ons sien hoe hulle vir Eskom geïnfiltreer het, ons sien hoe hulle boubedrywighede kaap, selfs die water steel, jy weet, en verkoop aan mense. Dis alles georganiseerde misdaad. En water steel, Eskom kaap, en daai tipe van dinge is maar die vingerpuntjie van georganiseerde misdaad, dis die klein stukkie van die puntjie. Dis nie die regtige groot bendes misdaad wat ons moet uitsorteer nie. Daar is dwelmhandelaars, dwelmverspreiders, daar is ouens wat absoluut te doen het met kinderontvoerings, daar is te doen met prostitusie, geldwasery, moord. Al hierdie goed word gedoen deur georganiseerde misdaad. En die manier hoe hulle skuil is gewoonlik, goeiemôre Jan, die manier hoe hulle skuil is gewoonlik agter die deure van groot nagklubs. Dit is die ding wat vir hulle weggee. Hoe gee dit vir hulle weg? As hulle al hierdie geld gemaak het, weet hulle nie wat om daarmee te maak nie. Die enigste ding wat eerst in hulle koppe inkom is hulle hou partytjie, hulle party. Dan vloei die duur champagne en die dwelmmiddels op die tafels, en dit is net vroumense wat deelagtig is van hierdie ene storie. So ons weet dit is waar hulle gaan ontspan. En dan koop hulle natuurlik die duurste van die duurste. Koop duur huise, koop duur motors, ry in hierdie groot voertuie rond wat die alledaagse ou nie kan maklik bekostig nie. So ons moet kyk na georganiseerde misdaad. Georganiseerde misdaad is nie net in daai tipe ding nie, dis ook in die staat. Daar's definitiewe korrupsie in ons staat, en ons staat is gekaap. Sien dit elke dag. Die ouens is besig om te steel en vir die mense te lieg, aanhoudend en aan mekaar. Toe hulle die syfers uitgewerk het in 2022, toe die staat op daardie stadium van elke liewe persoon in Suid-Afrika R12 miljoen gesteel. Nou dit is nie geld wat hulle gebruik het soos in die munisipaliteite om paaie reg te maak of om hierdie groepie salarisse te gee. Dit het niks met salarisse en lone uit te wy nie. Daai goed is gebetaal. Goeiemôre Anneliese. Ek praat net van geld wat gesteel is per persoon, per capita, per persoon. Van 'n kind, 'n baba, tot 'n groot ou mens in Suid-Afrika. Maak nie saak die ouderdom nie. Ek praat nie van immigrante, onwettige immigrante nie. Ek praat van Suid-Afrikaners. 60 miljoen plus. Van elke persoon is daar plus minus, wel is nou meer as 12, maar R12 miljoen gesteel. Ons weet ons jury, ons regstelsel is totaal en al gekaap. Ons weet dit. Daar's nog baie mense wat die regte job doen. Hulle doen die regte ding, hulle sal aangaan om die regte ding te doen. Maar daar is baie van hulle wat nie die regte ding doen nie. Goeiemôre Renée. En Lofty, wat sê julle? So daar's baie mense wat nie die regte ding doen nie, en daar's baie mense wat probeer om die regte ding te doen.
maar hulle sit in 'n staat wat totaal en al gekaap is. En hierdie ouens gaan uit op die uitgangspunt dat ons is almal skape. Ons weet nie wat ons doen nie. Ons het nie 'n idee wat ons doen nie. En hulle kan aangaan en maak net soos wat hulle lus kry. Jy sien, daardie gedagte moet ons uit hulle koppe uitkry so vinnig soos nou. Kom ons kyk gou 'n bietjie na so 'n semi-plan hierso. Ek noem dit die plan vir optimum vinnige uitwissing van georganiseerde misdaad. Né? Vinnige uitwissing. Nie tyd vat nie, vinnig, gou-gou. Want jy moet hierdie slang se kop afkap so gou soos nou. En Siener het gesê ons gaan hierdie slang se kop afkap. En daar's 3 is interessant, daar's 3 krioolende slange in Suid-Afrika. Veral vir 'n nuwe regering wat 'n korrupte, misdaadgetuisterde staat oorneem. Jy weet, jy neem dit oor. Jy sit met die gemors. Jy weet nie wat agter kantoordeure plaasvind nie. Van die groot kantore in die regering tot die kleinste kantore in die munisipaliteit. Jy weet nie wat gebeur nie. En die verkiesing van hierdie jaar gaan vir ons nou weer wys waar is korrupsie. Jy weet, en hier en daar sal 'n setel gewen word deur ander partye. Maar aan die einde van die dag kan ek nou vir julle garantie deur omkopery, stemstelery en sovoorts sal die ANC net aangaan. Dis die weg van die wêreld. Hulle sal net aangaan. Nou ons begin sommer met fase 1. Ek noem dit die onthoofdingsaanvalle of die Engels sê hulle decapitation. Jy kap sy kop af. Pom, vinnig. Nee, dit gebeur vinnig, tussen 0 tot 30 dae. Jy kan nie langer vat as dit nie. Jy moet dit vinnig doen. En voordat hierdie ouens hulle ook kan uitvee, moet hulle of dood wees of agter tralies. So vinnig so dit moet vinnig gebeur. Vinnig. Die doelwit daarvan is om kartel, mobiele leierskap en finansiële netwerke op te breek. Vinnig. Kartel leierskap, mobiele leierskap. Johan, wat sê jy? Nou, ons moet verstaan dat die Meksikaanse kartelle van oorsee, hulle operate hierso. Libanese kartelle operate hierso. Nigeriese kartelle operate hierso. En so kan ons lande noem wat hierso operate. Hulle werk hierso. En hulle maak van hierdie nasie, ons nasie, boernasie en nasies, 'n absolute swakkeling, ek dit so kan stel. Maak van ons almal swakkelinge. Né? Kyk na ons jeug van vandag. Ons jeug gaan spandeer hulle geld in allerlei verskillende tipes kroë. Elke dag van die week kan jy daar 'n draai maak. Dan sal jy die mense sien wat daar uithang. Jong mense, wat nie 'n plan het nie. Hy maak tussen 20 en 40.000 rand salaris van hulle per maand, maar meeste van daai geld gaan na drank toe. Drank, sigarette en dwelms. Dis net hoe dit is. Kan nie daarby wegkom nie. So, ou moet hierdie goed vinnig kelder. Jy begin met intelligensie insameling. Die bronne wat jy gebruik is jou korrupte amptenare. Jy bied amnestie aan vir inligting. Ook net 'n sekere hoeveelheid amnestie. Jy infiltreer bendes met loyale oud misdadigers wat in 'n tronk nou tans is. Ja, nee. Noem dit reduced sentences. As hulle sien die moordenaars se koppe word afgekap en die pedofiele se koppe word afgekap, dan gaan hulle begin sing soos kanaries, want hy wil sy lewe spaar. Jy kaap versleutelde kletsnetwerke soos sosiale media, né? Die NSA van Amerika se styl gereedskap vir kontrakteerde kuberfirmas. So jy stel hierdie firmas aan sodat hulle kan netwerke infiltreer. Hulle noem dit chatte, né? Wat gaan daar buite aan? Wat hoor jy? Wat praat? Wat word gepraat? En so volg jy op. Dan doen jy weerlig aanvalle. Ons kan dit altyd 'n ander naam
ander naam noem, maar jy doen weerligaanvalle. Jy moet daagliks 'n doodvanglys hê van jou top 200 teikens. Nou 200 klink baie, maar ek sê vir jou, dis nie baie nie. Jy moet daagliks so 'n tipe van 'n vanglys hê. Nee. Daar is dossiere op dossiere op dossiere by polisiestasies, waar die ouens net wegkom. Hulle loop net weg. Nee. Sy saak word uitgestel, sy saak word uitgegooi. Hy ontsnap, of hy kry 'n opgeskorte vonnis, en al die goed. Jy moet al hierdie ouens net weer gaan skep, soos wat jy rom van melk afskep. Jy skep hom en so. Maar het jy hulle almal weer. Ja, maar ek is vrygelaat. Nee, ek gee nie om nie, jy gaan praat. Jy gaan sing soos 'n kanarie. Ons wil alles weet, né? Dan gebruik jy weermags of vredesmagskommandos. Ons het nie meer 'n weermag nie, ons het 'n vredesmag. Jy gebruik vredesmagskommandos, opgeleide goed soos die rekkies. Opgeleide manne wat weet wat hulle flippend doen, né? Kry die beste wat ons het uit die weermag wat ons tans het. Haal die bestes uit en gebruik hulle, né? Dan gebruik jy 'n skadiemag. Noem hulle sommer die honde. Hierdie ouens doen die vuil werk. En jy gee hom die lisensie om dit te doen. Jy gee hom daai lisensie. Die probleem wat ons het in hierdie situasie is jy kan nie vir jou plastiek handskoentjies gaan aantrek en wil sit met hierdie attitude van ag asseblief tog, vertel tog net vir ons waar het julle die dwelms weggesteek? Ag asseblief tog, vertel tog net vir ons wat het julle met die geld gedoen? Nee, jy moet vergeet van mens wees, amper, as jy met hierdie mense werk, want hulle is nie mense nie. Hulle is diere. Pieter, goeiemôre. Hulle gee niks vir jou om nie. Hulle soek net jou geld. En as jy doodgaan in die gutter van dwelms, nee, hulle gee nie om nie. Hulle het jou uitgetap, gevat by jou wat hulle kon en weggeloop. Hulle is nie mense nie, hulle is diere. En hulle moet soos diere behandel word. Dit is net hoe dit is. Jy kan nie daarby verbykom nie. Dit is net hoe dit is. Dit is hoe hulle behandel moet word, né? En ons noem dit sommer onkenbare of ontkenbare vuilwerk. Plausible deniability. Het julle hierdie ouens stikkend geslaan? Nee meneer. Okay, ons gee ook nie om nie. So right. Het julle die antwoorde gekry? Ja meneer. Great. Kom ons operate op daardie antwoorde. Kom ons vat daai antwoorde, ons werk daarmee en ons slaan hulle 'n slag dat hulle nooit weer kan recover nie. In hierdie land nie. Ek gebruik 'n paar Engelse woorde. Die taktiek, gelyktydige voordagbreek aanvalle op 50 plus plekke. Hulle skuilhuise, banke, hawens, wherever hulle is. Openbare skouspel, regstreekse uitsendings van arrestasies van misdaadbase, soos byvoorbeeld ook aandelemark arrestasies. Onthou die effektebeurs of die aandelemark se ouens is net so korrup. Nee, hulle is net so korrup. So jy moet in jou vredesmag moet jy groepe hê wat sekere groepe kan teiken. En hulle moet vinnig operate. Jy vat die slimste van die slimstes. Jy kry 'n paar ouens wat van oorsee wat kan help. Nee? Al moet jy Duitsers gebruik, al moet jy Mossad gebruik, maak nie saak wie jy gebruik nie. Jy gebruik hulle om te help. En jy slaan 'n slag. En jy doen dit reg en jy doen dit vinnig. Jy doen finansiële vernietiging byvoorbeeld. Jy lê beslag op hulle bates. 1 miljoen plus, jy kry nie eens 'n verhoor nie. Dit word net gevat. Dis 'n noodbesluit wat jy maak, noodbesluit nommer 1. As hulle skelms is en hulle het 1 miljoen plus bates, vat jy alles onmiddellik. Jy verbrand die goed op openbare veilinge. Jy verbrand die goed. Jy verkoop die goed op openbare veilinge. Jy verbrand dit nie op openbare veilinge nie. Ek het nou net 2 goed hier so saam geflans.
Jy verbrand van die goed. Hulle bende huise en sulke goed, jy verbrand dit. Grond toe. Afhangend natuurlik van die tipe geboue. Ou moet ook hierdie klapperkop gebruik wanneer jy sulke goeders doen. Maar jy het openbare veilings van luukse goedere. Jy verkoop dit vir 'n appel en 'n ei. Daai ou moet sien, daar gaan sy mooi sitkamer stel vir R100. Daar gaan dit. Hy moet sien, daar gaan hy mooi Bentley wat hy gekoop het, né? Vir R100,000. Daar gaan dit. Né? En die ouens skor. En ons kry die mense wat nie baie geld het nie om te kom bi. Nie die mense wat geld het nie, die mense wat nie baie geld het nie, hulle kom bi. En hulle stap weg met die beste goed. Ons doen crypto opsporing, ons doen blokketting bomme, daai tipe van goed. Jy maak hulle beursies onbruikbaar. So jy het 'n finansiële groep nodig wat hierdie goed kan teiken. Stel sommer 'n paar verdomde Chinese aan om dit te doen. Hulle sal dit regkry. Dan doen jy gebiedsbeheer, soos wat ons gedoen het daai tyd in, 1986, daar rond. Onthou julle die gebiedsbeheer wat ons gedoen het. Jy doen dit sommer 30 tot 90 dae. En jy doen nie gebiedsbeheer met wit ouens nie. Jy doen gebiedsbeheer met hulle eie mense. Met hulle eie nasies, né? Jy breek die misdaad se greep op woonbuurte en besighede so gou soos nou. Mense wat getuister word deur misdaad. Ek vat byvoorbeeld Rosettenville, net aan die ander kant van Johannesburg. Rosettenville se huise word beset deur Nigeriërs en ander swart groepe. Hulle vervals dokumente dat hulle die huis besit. Dan kom die persone van die werk af en het hulle nie meer 'n huis nie. Dan gaan hulle na die polisie toe, die polisie kan hulle nie help nie, die polisie is omgekoop. Sulke goed. Ek sê jou sê, wanneer ons hierdie tipe goeders doen, gaan ons soveel mense hê wat na vore kom, wat hulle monde gaan kom uitspoel van wat regtig op die grond gebeur. Hierdie ouens gaan nie 'n gat hê om weg te kruip nie. Ons sal hulle almal uitsniffel. Ek sê nou vir jou. Ons noem hulle sommer stadsveers uit die vredesmag uit, né? Jy 24 uur patrollies met stam of nasie-skakelbeamptes. Ouens wat kan die taal praat, ouens wat rang het, ouens wat kan operate. Onthou nie almal in die polisiemag en in die weermag op hierdie stadium is korrup nie. Nie almal nie. Party van hulle is totaal en al useless, ons verstaan dit. Maar ons kan nog steeds hulle gebruik om seker goeders te doen. En terwyl ons hulle gebruik, is ons besig om die ander ouens op te bou. Kontroleerpunte. Maak dit vir hulle so moeilik om te beweeg. Onthou, ek praat nie net van swart buurte nie, ek praat van wit woonbuurte ook. Ek praat van wit woonbuurte ook. Almal word met dieselfde kam geskeer. Almal. Want wie dink jy is die grootste, wat noem hulle white collar crime ouens? Dis flippend wit mense. Vingerafdruk skanderings vir bekende bendelede. Die polisie sal weet wie is die bekendes. Ons weet dit op hierdie stadium nie, natuurlik nie, ons het nie daai inligting nie, maar hulle het die inligting. Aansporings, kontantbelonings vir aanmelding van wapenhuise, betaal vir hulle in kripto. En dat hulle vir ons sê, waar is wapens, waar word wapens gestoor, waar word dwelms gestoor. Jy gee kontantbelonings, man. Die mense is honger daar buite. Hulle gaan praat. Hulle gaan vir jou sê wat gaan vir wat, né? En dan gebruik jy hulle vir alternatiewe ekonomieë, soos byvoorbeeld jy dwing oud bendelede in arbeidsbataljons in. Hulle moet paaie herstel, sulke goed, hulle moet werk, né? Dan gebruik jy nog 'n skadiemag, ons noem hulle soms die rotte. Hulle word gelisensieerde straatverkopers, hulle verkoop inligting. Koop en verkoop inligting. Dan doen ons 'n swart markvervanging, staatsbeheerde dwelmverkope.
Weet julle wat doen staatsbeheerde dwelmverkope? Die mark wat die dwelms verkoop, breek jy af, jy takel daai mark af. Jy lig die een op, en jy laat sak die ander een, tot hulle hierso by omtrent so level is. Dat dit klink rof, staatsbeheerde dwelmverkope. Maar jy bring dit so op, hierso kan jy by die junkie uitkom. As jy dit doen, kom jy by die junkie uit, en jy kan hulle later gesond kry. Kry hulle van die goed af. Maar wat jy hierso doen is, jy verhoed hierdie ouens om hulle gemors te verkoop. Want jy verkoop het teen 'n appel en 'n ei, om hierdie mense te help. Dan het hierdie ouens nie 'n afsetgebied nie. Dan raak hulle desperaat, né? Dries, goeiemôre. Hulle raak desperaat. Dan probeer hulle goed aflaai teen goedkoop pryse. Dis van die hele kap. So jy doen dit stadig, gecontroleerde, totdat hierdie ouens uitgeskakel word. Jy gebruik alles wat jy kan om dit te doen, om jou doel te bereik. Dan het jy 'n sielkundige jy doen 'n sielkundige oorheersing. Hierdie is rof, luister na hierdie. Jy laat middelvlak operateurs verdwyn. Verstaan julle hoe hard en hoe die intensiteit van hierdie ding? Jy kan nie jammer wees vir hierdie gespuis nie. Jy kan nie jammer wees vir hulle nie. Jy weet, jy het nou in 'n lewe van crime ingeval, en ek kry jou so jammer dat jy nie 'n ander uitkomkans gesien het nie. Ek kry jou so jammer dat jy nie besluit het om soos van hierdie Afrika op die straathoeke. Het julle ooit enige wit mense, weet jy julle, ek sien amper nooit, luister na hierdie een, 'n wit persoon wat bedel, wat op straathoeke staan, ek sien hulle nooit iets verkoop nie. Het julle dit al opgelet? Die wit ou verkoop niks. Die swart ou, hy verkoop. Of dit nou groente en vrugte is, partykeer is dit baie mielies, partykeer is dit baie avos. Of dit nou groente en vrugte is, en of dit nou hierdie goed is vir jou kar, hierdie karhouers vir jou lisensie, hierdie goed waar jy jou selfoon opsit in jou kar, hierdie groot groen balle, ek sien nou is daar weer 'n nuwe Spider-Man klein balletjie wat hulle verkoop. Praat nou van Pretoria natuurlik. Maar die swart ouens verkoop. Hy is arm. Hy probeer. Hy bedel nie. Maar die wit ou staan bakkant met 'n plakkaat wat hy geskryf het op. Plakkaat wat hy nou al deur die reën en deur die weer dra. Nooit verander nie. Want hy is te verdom sleg. Ek sê dit altyd, en ek sê dit al vir baie jare, daar's niks slegter as 'n sleg wit man nie. Hoor wat ek vir julle sê. Daar's niks slegter as 'n sleg wit man nie. So wat jy doen is, jy laat middelvlak operateurs verdwyn. Hoe doen jy dit? Jy maak hulle sat. Jy maak van hulle jy maak hulle sat, en dan vat jy hulle lyke en dan gooi jy dit in ander ouens se gebiede in. Dit klink rof, nee. Maar dit is 'n skriktaktiek wat hierdie ouens uit hulle gate uit gaan laat hardloop, en jy gaan misdaad so vinnig bekamp, jy gaan net nie weet hoe dit is nie. En jy doen hierdie graffiti veldtogte, waar jy plakate uitsit, soos byvoorbeeld, praat of hang, jou keuse. Vertel of hang, jou keuse. En dan kom jy ouens uit. Jy doen hierdie optogte, en jy doen dit vinnig, hierdie veldtogte. Jy doen dit vinnig, suiwer. Dan doen jy fase 3, institusionele suiwering, 90 tot 180 dae, hierdie vat langer. Die doelwit daarvan is om te verseker dat misdaad nie kan herleef via korrupte instellings nie. Jy maak seker dat jou instellings, regeringsinstellings, besigheidsinstellings nie kan leef deur misdaad nie. Jy
doen 'n wetstoepassing, behoorlike wetstoepassing. Jy dank alle amptenare af bo 30 jaar oud. Almal. Hulle is die hoogste korrupsie risiko op hierdie stadium. Ok, kan dit maak 35. Dis dinge waaroor ou kan gesels. Maar almal wat ouer as 30 jaar oud is oop vir bedrog en korrupsie. Tans in Suid-Afrika. Die ander ouens soek nog 'n job, hulle is nog versigtig. En jy vervang hulle met dienspligtige vredesmagte en gekeerde ouens wat gedefect het, wat weggeloop het. Ouens wat gedraai het. Jy vervang hulle met daai tipe ouens. Jy bou jou vredesmag op. Howe verander ons gebruik militêre tribunale vir georganiseerde misdaadsake. Geen appelle nie. Daar bestaan nie so ding soos appel nie. Jy kan nie appel aanteken nie, man. As jy gevang word in die daad van misdaad, maak nie saak wat die daad is nie, jy is gevang. Dit was jy, almal weet dit. Wat se geappelleer is dit? Kan nie appelleer nie. Soos hy stuk hout, mal emmer, wat sy pistool afgevuur. Almal weet hy het die pistool afgevuur. Almal weet hy het dit gedoen, omdat hy dink hy's iemand. Hy het dit gedoen. Hy word gevang of gevangenis. Nou appelleer hy. Want hy wil probeer wegkom met hierdie ding. Hy probeer iemand se arm draai. Hy probeer iemand omkoop. Hy dreig mense. Nou appelleer hy. Dit gee vir hom 'n venster van dreigemente, kan jy dit maar noem. 'n window of opportunity om mense te dreig. Ek weet waar jy bly. Ek weet wie is jou vrou en jou kinders. 'n Ou moet dit nooit vir my sê in my gesig nie. Vader weet, hy sal nie wegloop lewendig nie. Mag die Here my vergewe. Maar 'n ou moet dit nooit vir my sê nie. Nooit nie. Ek gaan hom nie daai kans gee nie. Ek gaan hom nie daai geleentheid gee nie. Ons weet waar jy bly. Jy is moeg net daar. Jy het sopas jou eie vonnis gevel net daar. Jeug, jy kry die jeug aan jou kant. Jy doen 'n verpligte anti-bende kurrikulum. Sit dit in die skole. En jy kry oudlede om te bieg op die video's. En jy doen naskoolse MMA opleiding. Jy leer hulle, gee hulle opleiding. Onthou julle toe ons kadette gehad het. Die kadette was net om vir ons daai bietjie drill te leer. Net daai bietjie drill. Maar weet julle wat daai kadette gedoen het? Dit het vir ons 'n trotsheid gegee in ons uniform, dit het vir ons 'n trotsheid gegee in ons nasie, 'n patriotisme wat uitgebrei het in ons militêr in. Jy het al op skool besluit of jy wil army toe gaan of nie. Jy het al op skool besluit of jy wil polisie toe gaan, of gevangenis. Wel, hierdie keer gaan daar nie so baie gevangenisjobs wees nie, want daar gaan nie so baie gevangenes wees nie. Hulle gaan groet, né? Maar jy het hierdie patriotisme gehad van, jy wil graag by die weermag aansluit, jy wil graag by die polisie aansluit. Dis wat jy gedoen het. Dit was jou manier van dinge doen. En ons moet daai ding weer terugkry. Weet jy, daar's niks mooier as 'n skoolgroep wat so paradeer en op die rugbyveld en die hoof doen sy oggendgebed en wat ook al, en jy haal jou hoed af en jy bid saam, né? En die ouetjies sit in hulle breinklere dwars deur die dag in die klas, en hulle het hierdie, ek's 'n army ouetjie, weet hy, ek's deel van iets groter as ek. En ons soek dit terug in ons skole op allerlei gebiede. Ons sien party van die groot skole by sportaktiwiteite waar die skole weer lekker saam sing en hulle doen saam wat noem ons hierdie bewegings en goed. Hulle werk dit uit, hulle oefen dit in. Né? En dit moet alles deel wees van 'n skoolkurrikulum. So dat wanneer die ouens uiteindelik uit die skool uitgaan, is hulle fantastiese presteerders op sportgebied, hulle is fantastiese presteerders in die werksgebied, hulle is fantastiese presteerders in die regeringsgebied.
Hoekom moet ons die hond wees van die wêreld? Hoekom? Daar's nie 'n rede nie, man. Dan het ons grensbeleg. Mense, hierdie is 'n groot storie. Jy skiet op sigbevele vir smokkelaars, smokkelroetes. Maak die grense toe. As jy moet, sit flippin landmyne regdeur. Met waarskuwings. Kom ons kyk hoe speel hulle hopscotch om oor daai grens te kom. Maak nie saak hoe lank die grens is nie, man. Jy maak hom toe. Blaas hulle op. Daai eerste 2-3 ouens opgeblaas is, die res flippin sal nie daar oorloop nie. Skiet op sig bevele vir smokkelaars. Hommeltuig patrollies, dis die maklikste vir grensgebied. Ordentlike hommeltuig patrollies. Hy word opgelei, hy ondersoek, jy stuur 'n span uit om ouens op te tel, so gou soos nou. En binne 180 dae het jy 'n nuwe normaal. Moorde val met 70%. Jy kan propaganda, jy soveel biljoene teruggekry. Jy kan simbolies wees, jy kan 'n nasionale vakansiedag hê, wat ons noem die suiweringsdag, enige iets. Hierdie was die suiweringsdag gewees. Misdaad is af. Korrupsie is mee gedeel. Ons het opgestaan. In plaas van hierdie ander dom dae wat ons het. Ons het mos dom dae hier in Suid-Afrika. Dan het jy natuurlik beheerde opposisiegoedjies, soos jy klein misdaad. Jy laat klein misdaad toe, byvoorbeeld soos straatdobbelry. Jy weet, as hulle goed trek op die straat en hulle speel 'n game vir 'n 5 sent of 'n 10 sent of whatever, los dit, laat hulle aangaan daarmee. Jy moniteer dit en jy los die mense, laat hulle self geniet. Jy breek hulle nie af op daardie gebied nie. En dan help jy loyale bendes om oorblywende onwettige bedrywe te monopoliseer. Jy wis hulle uit, man. En dan het jy 'n ewige waaksaamheid. Jy skryf 'n anti-mafia direktoraat uit met onbeperkte toesigmagte. Jy gee jou vredesmag sekere elemente daarvan, onbeperkte toesigmagte. Hulle kan gaan deure oopskop as hulle sien daar's bedrywighede en hulle kry inligting of whatever, dan skop hulle daai deur af. Hoef nie te vra vir 'n court order nie. Skop die deur af, klaar. In elk geval. En so kan al hierdie goeders, so kan ons misdaad bekamp. En daar's natuurlik baie ander idees daar buite, en hierdie dokument is nog 5 bladsye lank. Ek gaan nie nou deur alles gaan nie. So, dit is een van die belangrike dinge wat ons moet doen. Nou vra ek jou die vraag, weet jy van enige ander groepering in Suid-Afrika op hierdie stadium, wat al hierdie goed gebespreek het, en wat al hierdie dinge bedink het, hoe om hierdie probleme uit te sorteer? Sien, by die Federale Alliansie van Suidelike Afrika, of Suider-Afrika, ek weet nie wat die ek moet nog die regte Afrikaanse woord kry, Suidelike of Suider, ek dink Suider is meer, want ons sal gaan tot by die ewenaar, Ons bedink die dinge, ons berei voor vir die dinge, En hierdie dinge is die goed wat gaan bespreek word by ons eerste groot vergadering. Party mense het al op die toep gegaan, en party van julle het die freemium package gevat, geen probleem nie. Jy kan op die toep gaan en jy kan gaan rondspeel daarso, en jy kan die vry pakket vat, en jy kan gaan luister na die volksliedere en so aan, maar gaan lees waaroor die ander gedeeltes gaan. En word deel van hierdie rugby toep, www.rugbyantthemzone.com. Sluit aan. Dis 'n manier vir ons om geld in te samel, sodat ons kan doen wat ons moet doen. As ons 1000 mense op daai toep kry, mense, dan begin ons. Ons begin. Ek het nie 1000 mense nodig om vir my geld te gee, as 'n party of so iets. Dis iets vir iets. Jy kry 'n toep wat jy op jou foon kan hou as 'n reactive app,
Nee, dis nie 'n Google Play Store app nie, want hulle vat 15 tot 30% van jou geld. Ons gaan nie ons geld weggooi nie. Alright? Maar elke sent wat inkom deur die toep, premium of super, en jy sal verbaas wees die inligting wat jy kry, wat rugby aanbetref. Jy sal verbaas wees. Soos byvoorbeeld hierdie naweek wat nou weer verby is, die superreeks, al daai goed word opgedateer outomaties op die toep. As jy wil kyk, wie lê waar, nee, wie's bo, wie's onder, jy kan gaan kyk, hierdie naweek speel die vroue 6 nasies rugby weer, daai goed word outomaties opgedateer, jy sien onmiddellik die tellings, jy sien wie speel waar, ensovoorts. So, daar's baie daar. Jy kry nie iets wat jy nie kan gebruik nie, as jy 'n rugby entoesiast is. En gee dit vir mense wat rugby entoesiaste is. Elke dag is daar, of elke naweek, is daar enigiets van 1000 tot 30.000 mense by 'n sportstadion. Ons kort net 1000 om te begin. Nee, hulle kom in druppels gewys, hulle kom in. Dan het ons 'n TikTok platform oopgemaak, ook Rugby Anthem Zone. Gaan soek dit, gaan Google dit, whatever, op TikTok, sluit aan, word deel. Word 'n follower. Hoe meer followers ons kry, hoe meer gaan dit uit in die wêreld in. Ek het 2 vinnige video's gister gemaak. Ons maak net vinnige video's. Nee, ons het 2 vinnige video's gister gemaak, het dit uitgestuur, en die Google algoritme het dit opgetel. Die eerste een 155 kyke, die tweede een iets in die 60 kyke. Nou, TikTok, nee. Almal van julle wat TikTok gebruik, meeste van julle kyk net 2 sekondes lank. Teus, goeiemôre. Jy was nog nooit op wat ek jou naam so gesien het nie, maar baie welkom hier by ons. Ek hoop ek het dit reg uitgespreek. TikTok word gebruik 2 sekondes lank, word TikTok gebruik. Maar, die ding is, al kyk jy net vinnig na 'n videoetjie, daai algoritme bou vir ons, dit gee vir ons traction, want daar is meer as 1 miljoen mense wat #rugby kyk. So dit is 'n baie belangrike ding. So sluit aan op die TikTok video's, né? En stuur die goed aan. Stuur die goed aan. Hoekom? Want ons is, wie is ons? Ons is vryburgers, man. En ons gaan vry wees. Ek gee nie om hoeveel jaar dit vat nie. Ons het in 2022, ek persoonlik het in 2015 begin. Maar in 2022 het ons regtig die leiersels begin vasvat hierso in Suid-Afrika in 2022. En ek gee nie om of dit nog 1 jaar is nie. Ek gee nie om of dit nog 2 jaar is nie. Maar ek sê vir julle, ons sal vry wees. Ons sal. Elke volk en taal en nasie in hierdie land. Vry wees van korrupsie, vry wees van misdaad, vry wees van 'n politieke gestel, vry wees van hierdie gemorsboek in ons koppe, man. Vry wees van diefstal. Yesterday, van al die geld wat hulle gesteel het, al wat hulle moes gedoen het was, net om vir elke Suid-Afrikaner R1 miljoen te gee. Nee, dan was ons almal voor gewees. Almal sou voor gewees het. Almal. Maar nee. Maar die goeie ding is, daai geld kon hulle nie alles gebruik nie. Dis die goeie ding. Daai geld lê iewers. En die vet weet, elke liewe sent wat ons kan terugkry, sal ons terugkry. Ons is vryburgers. Dan is ons boere Afrikaners, Engelsmanne, Grieke, Portugese, almal wat hierdie land opbou. Dis wie ons is. En saam met God maak eendrag mag. Het sal nooit verander. Ons lewe deur sy woord. Lukas 4. Ons kan net deur sy woord lewe. Die mens sal nie deur brood alleen lewe nie, maar deur elke woord van God. Nee? So saam met God maak eendrag mag, daar is nie 'n ander manier nie. Alles wat mooi is vir julle. Geniet julle dag. Johan, jy is vroeg vir Vrydagoggend. Goeiemôre.